Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën as sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, as kinders het ons gesê daar is 'n man op die maan en dit lyk of hy duim gooi. En dan het almal nou mooi gekyk of hulle die mannetjie sien wat duim gooi daar op die maan. En na hulle lank genoeg gekyk het, dan het ons gekom en gesê, "Jong nee, lyk my hy het 'n lift gekry. Hy's nie meer daarson nie." Nou so mag baie mense voel in hulle geestelike lewe. Alles is ver en half onwerklik. Maar graag wil ons vanoggend met u deel hoe belangrik dit is dat u as kind van die Here sekerlik moet bid. Weet ander dat u vir hulle bid. Liewe vriende, dis belangrik dat ander mense ook sal weet dat u bid. Nie oor die verkeerde redes om deur mense gesien te word of om belangrik te wees, nie oor al die regte redes is dit belangrik. Is dit belangrik dat ander weet dat u bid? Wat sou die rede wees dat u wou hê dat ander moet weet dat u bid? En liewe vriende, is dit belangrik en ons moet sê ja, in die Bybel is dit baie belangrik gewees vir die Here om vir ons te vertel van ander mense wat bid. Die Here sê ons moet bid vir hulle wat siek is, ons moet bid vir ons senior burgers, ons moet bid vir ons kinders en daar's soveel ander omstandighede en dinge waarvoor ons moet bid. En dis belangrik dat veral hulle sal weet dat ons vir hulle bid. Ons senior burgers, hulle wat siek is, moet weet ons bid vir hulle. Ons kinders moet weet ons bid vir hulle. Dit is belangrik dat hulle dit moet weet. Ons kan nie dit maar net los nie, liewe vriende. Wanneer hulle weet u bid vir hulle, dit het 'n geweldige wonderlike uitwerking in hulle lewe. In die Bybel is daar verskeie mense se gebede wat opgeteken word waarin die Here vir ons wys. Dis belangrik dat 'n mens bid en dat ander weet dat ons bid. Asa se gebed word ook opgeteken in die Bybel en dis 'n besondere gebed wanneer ons daarin begin lees en sien wat hy van die Here vra. In 2 Kronieke 14 vers 11 sê en Asa het die Here sy God aangeroep en gesê: Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons, Here, onsse God, want op U steun ons en in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, U is onsse God, laat geen sterfling naas U magtig wees nie. Nou lieve vriende, hier is 'n wonderlike gebed van Asa, wat hy algeheel op die Here kon vertrou het, toe hulle in groot benoudheid was, en daar 'n groot oorlog in die gang was, en hulle was maar in die minderheid gewees, en daarom het hy gebid. En toe hierdie gebed gebid het, liewe vriende, was dit 'n gebed wat hy gebid het, en hy was baie ernstig in hierdie gebed. En daarom, kind van die Here, wanneer u bid, moet dit eerstens so wees, dit moet ernstig wees. Ons gaan hierdie teksvers 'n paar keer vanoggend lees, maar kom ons lees dit weer vir u. 2 Kronieke 14 vers 11 sê en Asa die Here sy God aangeroep en gesê: Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Liewe kind van die Here, is dit nie tyd dat ons ook ernstig tot die Here ons God moet aanroep? Elkeen van ons het sake wat ernstig is. In ons land is daar genoeg ernstige dinge. As u vandag sê daar's nie iets ernstig nie, dan is u seker nie iemand wat gereeld bid nie. Iemand wat sy oë toe is. Want die Here wek sy kinders op om ernstig te bid vir die omstandighede waarin ons is. Liewe vriende, verder wat Asa betref, was dit 'n persoonlike gebed. Hy het tot die Here geroep vanweë die nood wat die volk in die oë gestaar het. En daarom het hy vir die Here kom vra om te kom help en gesê: Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons. En daarom, liewe vriende, dis 'n persoonlike oproep van sy kant af dat die Here tog die volk moet kom help. Kind van die Here, daar mag sekerlik van ons eie persoonlike dinge wees wat ons voor die Here lê, maar miskien dink ons iemand anders te moet bid vir ons land, iemand anders te moet bid vir die plaasmoorde, iemand anders te moet bid vir die regering wat tot bekering moet kom, iemand anders te moet bid vir die behoeftes en nood wat daar is. Dit werd die Here dalk in u hart om te kom bid en u die behoefte bekend kom maak. Liewe vriende, dis presies wat Asa kom doen het. Hy het die behoefte bekend kom maak. Here, dis die probleem, dis die magtige teen die kragtelose. En die kragtelose staan nie 'n kans nie. Help ons, Here, help ons. En wat die nood ook al mag wees, wil u nie persoonlik begin bid vir daardie saak, of ander mense saam met u bid, dit maak nie saak nie, begin daarvoor te bid. En dan, liewe vriende, dan het hy
so gebid omdat dit gehandel het oor God se eer. Dit was nie soseer net dat die volk gered moes word of gespaar moes word nie, maar dit het gegaan oor God se eer. Weereens daar in 2 Kronieke 14 vers 11, wanneer daar Asa se gebed hier beskryf word, en hy die Here aangeroep het, en hy sê, niemand kan help soos U, tussen die magtige en die kragtelose nie, help ons, Here onse God, want op U steun ons, en in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, U is onse God, laat geen sterfling naas U magtig wees nie. So dit was heel eerstens in die naam van die Here wat hulle saamgekom het, en geen sterfling kan daarom kom staan nie. En daarom kom roep hulle en sê, Here, kom help. Liewe vriende, daarom het hy 'n geloofsverwagting gehad dat God tog iets gaan doen, dat die Here regtig sal ingryp en dat die Here sal kom help. Kinders van die Here, wil ons nie opnuut so kom bid, dit wat tot eer van die Here is, met 'n geloofsverwagting dat God groot en heerlike dinge sal kom doen, want hy kan. Niemand anders kan doen dit wat die Here kan doen nie. En het die Here kom help, liewe vriende? Wat was die antwoord op hierdie gebed gewees? Daar is 'n wonderlike saak as jy ons nou vir hierdie teksverse gaan lees, hoe die Here hulle kom help het. Op 'n wonderwerk het die Here hulle kom help. Daar staan in 2 Kronieke 14 vers 12, en die Here het die Kassiete voor Asa en Juda verslaan, en die Kassiete het gevlug, en Asa en die manskappe wat by hom was, het hulle agtervolg tot by Gerar, en van die Kassiete het soveel geval, dat daar vir hulle geen herstel moontlik was nie, want hulle was gebreek voor die aangesig van die Here en voor sy leer, en hulle het 'n baie groot byt geneem. Liewe vriende, is dit nie wonderlik hoe die Here hierdie gebed net doodeenvoudig kom beantwoord het, en 'n so kragtig gewerk het, dat die Kassiete gebreek was voor die Here. Wil U nie probleme na die Here toe bring en so op hom kom vertrou? Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat U vir ons wys. Ons gebede is belangrik. En U wil hê ons moet bid. En Here, en dat ander ook sal weet dat ons bid, want dit versterk hulle en dit bemoedig wanneer hulle sien God werk. Amen.